Welkom by nog 'n episode van ons video's waarmee ons Sondag gesels oor ons tema wat ons doen by New Spectrum. En hierdie maand gesels ons oor hoe vind God ons? Die pad hoe God ons hart vind. Dis ook 'n baie besonderse week hierdie week by New Spectrum, dat ons is hierdie week 10 jaar oud. En ons hoop om volgende Sondag iets spesiaal te doen om dit ook te vier. Wanneer ek dink oor God wat ons vind, dan vat dit my terug na die eerste vraag, of miskien die grootste vraag, wanneer 'n mens tot volwassenheid kom, is: wie is ek? Wat is ek? Dis 'n baie belangrike vraag, en gewoonlik as mense dit vir iemand vra, dan sal iemand sê, ek is 'n man, of ek is 'n vrou, ek is 'n onderwyser, ek is 'n prokureur, ek is 'n huisvrou, ek is 'n Christen, ek is 'n agnostikus. Maar dit antwoord nie die vraag oor wie is ek. Dit antwoord dit nie. Carl Gustav Jung praat van die ware self. En as hy praat van die ware self, dan praat hy van hierdie goue draad wat deur 'n mens se lewe loop. Maak nie saak of ons op en af het, en of ons met ons goed gaan of sleg gaan nie. Daar is hierdie goue draad. Jung noem dit God self, hierdie goue draad wat deur ons lewe loop, die ware self. En dit is wie ek is in my essensie, wie ek is in the core of my beingness. Wie is ek? In Johannes Evangelie het 7 uitsprake wat Jesus maak, as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, ek is die lewe, ek is die lig van die wêreld, ek is die goeie herder, ek is die opstanding, ek is die weg en die waarheid, ek is die wingerdstok. En wanneer Jesus hierdie ek is uitsprake maak, dan sê hy iets van sy essensie, iets van sy ware self, daai refleksie van homself, van wie hy is in God en God in hom. Dit lyk 'n belangrike ding vir onsself om te vra, wie is ek? En as Jesus sê, hierdie ek is, lê geanker binne my liefde, dis met 'n hoofletter L, lê binne in my liefde, dan sê Jesus ook, dit is my doelstelling vir julle, dat julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. Daarin vind ek my essensie. So die liefde vir my werk soos gravitasie. As ek en jy 1000 kilometer uit mekaar het staan op die ewenaar, en ons albei beweeg reg noord, dan op 'n stadium kom ons al hoe nader en nader in mekaar. En dit is hoe gravitasie werk. Gravitasie is tog wat gebeur wanneer massa, wanneer materie space-time buig. En in this bend of space-time, die al hoe nader aan mekaar kom. God werk vir my soos gravitasie, altyd nader en nader, om ons te herinner aan hierdie totale eenheid met God, waarvan Jesus ook baie keer praat. So, ek is nie Jesus nie, maar in Christus ken en erken en herken ek my eenheid met God. God vind ons in ons liefde. God vind ons in ons liefhê. Dis waar God ons vind. Dit lyk vir my in hierdie lewe waarin ons leef, het 'n mens een van twee keuses. Of jy kan sê, ek is net been en bloed en brein. Ek het geen inspraak, ek het regtig geen inset om iets te skep, anders buite my persoonlikheid, my geaardheid, my opvoeding, my agtergrond. Ek is gewoon net spoeg, sweet en semen, en ek is net hierdie organisme wat eers vandaan kom uit pa en ma, en ek leef op hierdie draad tot die dag van my dood, en dan is dit die einde. Dit lyk vir my een keuse. Die ander keuse is om te sê, ek is soveel meer. Dit werk vir my. In my interkonneksie met alles om my, in my interafhanklikheid met alles om my, my interpersoonlike aksie met jou, met die natuur, met die struktuur, met God, my medemens,
hierdie interafhanklikheid wat daar is, dit lyk vir my, ek is soveel meer as dit. Ek is nie 'n lyf met 'n siel nie, ek is 'n siel wat self manifesteer in 'n lyf. Dis tog hoekom ons die Sabbat vier. Die Sabbat word gevier dat I am human being, not a human doing. Dit is tog waaroor die Sabbat gaan. So Jung leer vir ons om te sê dat in die godsdienst, in die religie, word daar heeltemal te veel gefokus op die ekstern. En Jung, wat sy pa 'n protestantse predikant was, en sy ooms was almal predikante gewees, Jung sê, as ek na julle kyk, dan sien ek mans wat klinies ongelukkig is. So dit soveel fokus op die ekstern, en Jung sê, daar's baie min transformasie aan die binnekant. En dan gaan Jung so ver om te vra, is dit dalk omdat ons as die Christendom 'n straffende God aanbid? Ons aanbid 'n God waarvoor ons die hele tyd bang is 'n God wat ons kan seermaak. Ons leef ook in hierdie dualisme. Ons leer Paulus wat sê dat die liefde hou nie boek van die kwaad nie, maar God doen. Jesus sê ons moet mekaar onvoorwaardelik vergewe. Tog word ons geleer daar sekere goed wat God nie vergewe nie. So in hierdie dualisme leer Jung vir ons in hierdie ware self, wanneer dit ons godsbeeld is, dan kom ons nooit tot 'n selferbarming nie. 'n self-compassion vir myself. Ons kom nooit tot 'n vergifnis van my skadukant. Daar's altyd 'n spanning binne myself. Dit kan nie antwoord wie ek is nie. Ek lees 'n aanhaling van Richard Rohr wat sê, if God is torturer in chief, then a punitive and moralistic society is validated all the way down. We are back into problem-solving religion instead of healing and transformation. Wie is ek? Wie is ek? God is liefde. God vind my in sy liefde. God vind my in my liefde vir jou. In my liefhê van myself. God vind my ook in die simbool van die kruis. En ek het hier agter teen my muur, het ek 'n klomp kruise en almal het 'n storie van oor die laaste 20-30 jaar van my lewe. Op die horisontale balk in my interaksie met jou en met mense om my, lê daar 'n liefde. Daar lê 'n aanvaarding. En aanvaarding, laas maand het ons gesê aanvaarding, acceptare in Latyn, is to receive, is to acknowledge, is to embrace, is to understand. In my interaksie met jou lê daar 'n liefde en 'n aanvaarding, 'n respek, 'n menswaardigheid en seëninge. Dit is die horisontale balk, en in die vertikale balk lê daar iets van my bewussyn. Wat is consciousness anders as ons interkonneksie met mekaar, met alles wat leef, met alles wat beweeg in die ganse skepping? A deep, profound consciousness, awareness, is om aandagtig te leef, bewustelik te leef. Daar lê ook 'n teenwoordigheid, God se teenwoordigheid, my teenwoordigheid in God, waar ek kom. Die vertikale balk is ook iets van teenwoordigheid van God. Daar is die ontwaking, the awakening. Daar's altyd rebirth. Ons gaan ons lenteseisoen in, die seisoen van wedergeboorte, van transformasie. Kan ek afsluit met die woorde van Paulus, as Lukas dit opskryf in die boek Handelinge, en ek lees die Engelse vertaling, maar dit is mooi vertaal.
The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands, as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. For in him we live and move and have our being. Wie is ek? Ek is soveel meer as net al my menslike, fisiese vorm en definisies en dimensies. So in plaas van ons gebed vandag, gaan ek vir ons 'n kort meditasie doen, en jy is meer as welkom om dit sin vir sin agter my aan te doen. As iemand vir jou vra, wie is jy? Dan is dit miskien die antwoord wie ons is in Christus. Kom ons word stil. Who am I? I am goodness and mercy, compassion and understanding. I am peace and joy and light. I am forgiveness and patience, strength and courage, a helper in time of need, a comforter in time of sorrow, a healer in time of injury, a teacher in times of confusion. Who am I? I am the deepest wisdom and the highest truth, the greatest peace and the grandest love. I am all these things. Amen.